Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons kyk vandag na Johannes 13 vanaf vers 6. Petrus en al die disippels is in die boventrek en dan kom Yeshua by hulle en hy wil hulle voete was. En toe hy by Petrus kom, sê Petrus vir hom, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom en hy sê, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. En daarop sê Yeshua vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Nou, hierdie was nog altyd vir my baie interessante gedeelte. Jesus sê, ek gaan julle voete was. En dan sê Petrus, maar ek kan nie my voete was nie, maar Yeshua sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Wat is daar nou om te verstaan aan voete was, né? Maar as ons kyk na die profetiese betekenis van hierdie gedeelte, dan sien ons dat dit nie gaan oor voete was nie. Dit gaan oor, dit gaan ook oor voete was, maar dit gaan nie net oor voete was nie. Dit gaan daaroor dat toe Yeshua hulle voete gewas het, het hy vir hulle kom sê, die pad gaan nou verander. Ek gaan nou julle walk verander. En dan sê Simon Petrus, maar ek wil nie dan hê net my voete nie, maar ook my hande en my kop. En as ons dan nou gesê het, voete beteken, dit praat van die pad wat hy gaan stap, die walk wat gaan verander word, dan sê Simon Petrus, maar ook my hande en my kop. En hande praat van dade, en sy kop verteenwoordig dan nou met ander woorde, sy gedagtes, sy wil, sy kop daar waar hy dink. Hy sê, kom was asseblief ook my hande en my kop, sodat ek anders kan dink, sodat ek anders kan doen, sodat ek dit wat ek in die verlede gedoen het, sodat dit kan gewas word, sodat dit kan weggewas word. En ons kry die pragtige gedeelte ook in Efesiërs 5 vanaf vers 25 tot 27, waar Christus voorgestel word as dat hy die gemeente so lief het, dat hy homself oorgegee het om dit te heilig. Hierdie gemeente praat van die eklesia, die uitgesoektes, die wat hy geroep het. En dan staan daar nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Die Engels praat van the washing of the word. Nou ons weet Yeshua is die woord. So kom ons trek nou 'n streep tussen hierdie gedeelte van waar Jesus in lewende lywe gestaan het voor die disippels en hy hulle voete gewas het. En die woord wat Yeshua as wat vandag voor my en jou staan en sê, ek wil jou voete was, ek wil jou walk verander, ek wil jou hande, jou dade, wil ek skoon was van dit wat in die verlede in jou hande was. Ek wil jou hande op 'n nuwe manier gebruik. Ek wil jou kop skoon was. Met ander woorde, dit praat van jou gedagtes wat verander word. The renewal of your mind. Want jy sien, hy staan daar en hy wil dit doen, sodat hy ons die bruid voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Net soos wat Yeshua voor die disippels gekniel het en hulle voete gewas het. Kom staan hy voor my en jou, deur die woord, en hy kom sê, ek wil jou skoon was, ek wil jou walk verander. Onthou Petrus en van die ander disippels was vissermanne gewees. En hulle walk is verander, dat hulle later herders geword het. Ook ons walk word partykeer verander, sodat ons in 'n dieper verhouding met hom kan wees. Mag hy, wanneer jy die woord oopmaak, vir jou kom wys, wat wil hy anders doen vir jou? Wat wil hy doen om jou gedagtes te verander oor wie jy is? Hoe wil hy jou hande was, van dit wat in die verlede in jou hande was, en wat hy nou in jou hande wil sit? My boetie, my sussie, laat hom toe, om jou ook te was, soos wat Petrus gesê het, nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Aba Vader, dankie dat u seun, Yeshua Mashiach, vandag steeds stuur, om ons te kom skoon was. Dis 'n verskriklike ding om te dink, hy kniel hier voor ons, en hy sê, ek wil jou voete was. Maar dit is wat hy nog steeds doen, elke keer as ons die woord oopmaak, en ons toelaat dat die woord ons skoon was.
Toelaat dat die woord ons kom verander en vernuwe. Toelaat dat die woord vir ons wys dat dit wat ons doen nie vir U aanvaarbaar is nie. Daar is 'n beter manier. Wil U by ons kom stil staan vanaand en vir ons 'n nuwe manier van doen kom wys. 'n Manier wat vir U aanneemlik is. 'n Manier wat vir U 'n aangename geur is. Ons loof U vir die goedheid. Amen.